Liewe gemeente, die woorde xenofobia, vreemdelinghaat, vlugtelinge, ongedokumenteerde buitelanders, die opbou na 30 Junie met die verwagting van konflik. Ek lees op Media 24 dat die konflik nie ver is nie. Ook in eie gelede, in eie omgewing, is daar baie spanning daaroor. In die week wat verby is, lees ek ook 'n baie aangrypende stuk met die opskrif: ons is almal vreemdelinge in hierdie wêreld. Wie van ons het nie al gereis oor landsgrense in 'n vreemde land aangekom nie, en jy het inderdaad soos 'n vreemdeling gevoel. Jy het nie heeltemal geweet die hoe en die wat van die omgewing nie. In hierdie tyd waar mense meer anoniem begin te lewe, waar ons minder persoonlik aan mekaar bekend is, het ons ook vreemdelinge vir mekaar geword. Dikwels voel ek so, dalk deel julle dieselfde emosie, dat kan jy nie maar in hierdie omstandighede of in hierdie plek onsigbaar wees nie, dat niemand jou kan raak sien nie. Ons het ook vreemdelinge geword vir mekaar in 'n nouer kring, in 'n binnekring. Ons deel nie meer ons emosies met mekaar nie. Die gejaagde lewe maak dat ons nie meer tyd het vir mekaar nie. En dan helaas is ons ook vreemdelinge vir mekaar. Daar waar daar konflik was, daar waar mense ontheem is, daar waar daar groot afstande tussen mense is, ook in daardie sin is ons vreemdelinge vir mekaar. Dalk voel julle vanoggend ook soos 'n vreemdeling, dalk van die veranderde omstandighede in die land, 'n vreemdeling want julle ken nie meer die omstandighede nie. Liewe gemeente, soos julle kan aflei en ook in ons bulletin kan sien, gaan ons vanoggend stil staan by die vreemdeling. Voordat ons die skriflesing daarvoor doen, wil ek net eers vir ons 'n stukkie lees met die oog dan ook op ons ondersoek voor die Here uit Deuteronomium, die 10de hoofstuk. Dit is baie hartlik welkom om te luister of die paar verse te volg. Deuteronomium 10 handel ook oor die vreemdeling. En dan lees ons vanaf die 18de vers. Die Here laat reg geskied aan die weeskind en die weduwee. Hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere. Jy moet ook die vreemdelinge lief hê, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Jy moet ook die vreemdelinge lief hê, want jy was self ook 'n vreemdeling in Egipte. Die vreemdeling veronderstel die ander, dit veronderstel die onbekende ander, en die onbekende ander moet jou laat herinner dat ook jy 'n onbekende ander is. Soos die Here omsien na die weduwee en die wese, so sien hy ook om na die vreemdeling, die vreemde ander. Daarom vanoggend, as ons dan die woord vreemdeling weglaat, bloot die vraag op 'n ander manier: het ek die onbekende ander lief? Het ek die onbekende ander lief, soos myself?
Liewe gemeente, die skriflesing kom vanoggend oor die Bybel heen uit die boek Exodus. Julle kan die een vinger hou op Exodus 22. Ons gaan daaruit 'n vers lees, dan uit Exodus 23. Julle blaai na Levitikus 19 en as daar 'n spaarvinger is, sit julle dit vir 'n enkele vers op Levitikus 25 en dan gaan julle omtrent na die einde van die Bybel toe, die Hebreërbrief, en daar gaan ons kortliks 'n paar verse neem uit Hebreërs 11 en uit Hebreërs 13. Exodus 22 en 23, Levitikus 19 en 25, Hebreërs 11 en 13. As julle die plek gevind het, kom ons word weer stil in gebed. Here onse God, ons het U naam aangeroep, ons het saam met die kerk deur die eeue bely, ons weet en ons glo dat ons van U afhanklik is. Ons bid, o Heer, dat in hierdie stikkende wêreld ons U gesindheid sal hê, 'n gesindheid van liefde en omgee, regmaak en heelmaak. Ons bid, o Heer, dat U in ons hart sal wees, dat U aan ons kykers sal vasgroei, dat ons die wêreld deur U oë sal sien. Dankie vir hierdie mooi wintersoggend. Dankie vir die saamwees. Dankie dat ons deel is van 'n groter bediening in ons gemeente, vir wie ons dan ook bid vanoggend, en vir Kobus de Pre wat vir ons die diens sal lei by Mooihawe. Dankie vir elke amptenaar in U kerk. Dankie dat ons deel is van die kerk in 'n groter geografiese sin. Dankie dat ons deel is van die kerk wêreldwyd. Dankie dat ons op hierdie oggend weer kan terugdink aan die Paasgebeure. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Daarom bid ons, o Here, dat ons U disippels, U navolgelinge, sal leef en doen soos wat U van ons vra. Kom rig ons vanoggend. Kom onderrig ons, o Gees van Christus. Kom wys ons tereg, o Vader, en mag ons vra dat ons sal uitgaan, dat ons sal hoor en doen. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, Exodus 22. Ek onderbreek 'n oomblik, as julle kan, blaai net een bladsytjie terug, dalk 2 in julle Bybels. Exodus 20 is die 10 gebooie, en dan in Exodus 20 vanaf die 22ste vers tot en met die einde van Exodus 23 is die ou wetboek, die Mosaïese wetboek van hoe mense moet lewe. Ons eerste skriflesing, Exodus 22, sy 21ste vers, kom in 'n konteks voor van hoe mense teenoor mekaar moet optree. Hoor wat sê die 21ste vers? Jy mag nie 'n vreemdeling verdruk of laat swaar kry nie, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte.
En hoor dan net die volgende vers, jy mag geen weduwee of weeskind verontreg nie. Dis binne menseverhoudings die optrede teenoor die vreemdeling. Eksodus 23 oor naaste liefde, ek span die net weier, ek begin by die 4de vers, wanneer jy 'n verdwaalde bees of 'n donkie van jou vyand raakloop, moet jy dit beslis na hom terugbring. Wanneer jy iemand wat jou haat, sy donkie sien lê onder sy vrag, moet jy hom nie sonder hulp los nie, gaan help hom met sy vrag. Wanneer jy reg spreek, mag jy 'n arme nie in 'n hofsaak verontreg nie, en moet jy wegbly van leuns, sodat jy nie onskuldiges en regverdiges doodmaak nie. Ek, die Here, vind nie 'n skuldige onskuldig nie. Wanneer jy reg spreek, mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want dit maak die wat dit sien blind en laat die saak van die onskuldige skeef loop. Jy mag 'n vreemdeling nie laat verdruk nie. Julle ken die lewe van 'n vreemdeling, want julle was vreemdelinge in Egipte. En dan die volgende deel handel oor die Sabbat, vers 12. In 6 dae moet jy jou werk doen, maar op die 7de dag moet jy nie werk nie, sodat jou beeste en donkies kan uitrus, en jou werksmense, en die vreemdeling by jou 'n bietjie asem kan skep. Dan spring ons na Levitikus 19 toe. Levitikus 19 vers 18, sommer so in die terloops, die opdrag om jou naaste lief te hê soos jouself. Ons lees gedeeltetjie hier vers 33 en 34. Wanneer daar 'n vreemdeling by julle in die land woon, mag julle hom nie onderdruk nie. Julle moet hom soos 'n medeburger behandel en hom lief hê soos julleself. Julle was immers self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here, julle God. En dan Levitikus 25 vers 23. En dit is aan ou Israel gerig. Geen grond mag permanent verkoop word nie, want die land behoort aan my, sê die Here. Julle is slegs vreemdelinge en bywoners by my. Dan spring ons baie eeue, letterlik, baie bladsye, na die Hebreërbrief toe. Ons kyk na hoofstuk 11 oor geloof en die geloofshelde. En dan lees ons vanaf die 13de vers, Hebreërs 11:13. Terwyl hulle steeds glo, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terugverlang het na daardie land waar hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemel, verlang. Dis vreemdelinge, bywoners in die verlange na die hemel.
Ek laat die begin van die 13de hoofstuk, dit lees jy op eie tyd, net die 14de vers van die 13de hoofstuk. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Ons lees net tot hier. Liewe gemeente, die woord vreemdeling is nie vreemd aan Ou of Nuwe Testament nie. In die Ou Testament beteken om 'n vreemdeling te wees, dat jy van 'n ander land kom, dat jy in die geografiese omgewing of gebied van Ou Israel gewoon het. Verder was die implikasie van 'n vreemdeling dat jy nie kon aanspraak maak op grond soos wat die ou Israeliete gedoen het nie. Dis afhangende van die woord wat jy verkies, 'n buitelander, iemand van 'n ver land wat hier woon. Daardie persone het ons gehoor uit ons teks, moet gerespekteer word, maar daardie persone kon nooit aanspraak maak op grond soos ou Israel nie. In die Nuwe Testament kry ons ook die gedagte van 'n vreemdeling. Binne die Hebreërsbrief is mense wat die hemel as hulle ewige vaderland sien, beskou hulle self dan as vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons is tydelik hier, ons is besig met 'n deurtog na ons ewige tuiste. Vreemdeling letterlik en vreemdeling figuurlik. Blaai ons ook deur die Bybel, dan sien ons vreemdelinge en vreemdelingskap is niks nuut aan die wêreld van die Bybel nie. Abraham, die vader van die geloof, was 'n vreemdeling in die land waarheen die Here hom geroep het. Israel met die uittog uit Egipte onderweg na die beloofde land is ook vreemdelinge in ander mense se land. Blaai ons skielik verder na die Nuwe Testament, dan lees ons sommer in die Matteus Evangelie van Josef wat met Maria en Jesus vlug na Egipte, dis vreemdelinge om 'n kindermoord te voorkom. Die Ou Testament aanvaar dat mense vreemdelinge is wat by ons woon. Die Ou Testament vra nêrens hoekom of waarom is iemand 'n vreemdeling nie. Die Ou Testament handel ook nie of jy nou 'n wettige of 'n onwettige vreemdeling is nie. Die Ou Testament vra ook nie, het jy dokumente of het jy nie dokumente nie. Die Ou Testament vertrek van die punt, hier is jy tussen ander mense en hoe behoort ons teenoor jou dan op te tree? 'n Laaste opmerking oor die vreemdeling. Die Hebreëse taal laat verskillende woorde toe wat dan klein afwykings sou aandui, soos byvoorbeeld iemand wat 'n vreemdeling is, maar daardie vreemdeling is omdat die persoon aan die deurhuis is of die persoon woon net tydelik. Die hoofbegrip is die vreemdeling onder ons en wat ek reeds genoem het, hoe tree ons teenoor daardie persone op? In die tekste wat ons vanoggend uit die Ou Testament gelees het, Exodus en Levitikus, en as die wetsgedeelte in Deuteronomium, het ons 'n paar dinge gehoor. Ek herinner julle aan die volgende. Die eerste is, wat in die gesig staan, is dat vreemdelinge
saam met brose mense genoem word. En wie was die broses van toe? Die weduwees, die weeskinders en die arm mense. Brose mense, in ons terme vandag randfigure, uitgeskuif en hulle kon maklik uitgebuit word. Dus wees bewus van mense se broosheid. Ons het vervolgens dan ook gelees hoe daar teenoor hulle opgetree moes word. En heel interessant, dalk bietjie tegnies, hoe die status van die vreemdeling ook al gaande verbeter het. Tussen Exodus en Levitikus hoor ons al klaar van die vreemdeling wat as 'n medelandsgenoot behandel moes word. Die opdrag oor die vreemdelinge was ook duidelik in die geloofskonteks. Soos julle die Here dien, moet hulle ook toegelaat word. Soos daar 'n rusdag vir julle is, moes ook hulle rus om te deel in die rus van die Here. En dan 'n saak wat klinkklaar is. Julle moet die vreemdelinge ook lief hê. In die boek Levitikus, hoofstuk 19, vers 18 en 34, is die enigste twee plekke wat Levitikus die woord gebruik om lief te hê. Die priesterskrywer van Levitikus was suinig met hierdie begrip. Die skrywer van Deuteronomium het royaal met die begrip omgegaan, ten minste 27 keer. In Levitikus, anders as Deuteronomium, is daar geen emosie by betrokke nie. Om lief te hê in Levitikus het 'n bepaalde betekenis gehad. Dit het gaan oor 'n ingesteldheid teenoor ander. En die ingesteldheid teenoor ander moes dan uitloop in dade teenoor ander. Dus 'n ingesteldheid, 'n gerigtheid teenoor ander wat op dade moes uitloop. Wanneer ons na die Hebreërbrief toe blaai, dan handel die skrywer in hoofstuk 11 en verder oor die geloofshelde, hulle wat vasgehou het aan die belofte van God, al het hulle dit nie in hulle lewe ontvang nie, en die interpretasie is dat hulle in hierdie wêreld maar net deurgereis het. Hulle is op pad na 'n ewige vaderland. En daarom beskou hulle self as vreemdelinge. Ons is tydelik in hierdie wêreld. En saam met ons tydelikheid kan ons sê sowel in Ou en Nuwe Testament, maar meer Nuwe Testamentiese konteks, ook die tydelikheid van my bestaan. Ook ek sal afsterf. Daarom is ek nie hier permanent in hierdie wêreld nie. Liewe gemeente, in die Hebreërbrief word ons verras oor hoe daar met vreemdelinge omgegaan moet word. Hoofstuk 13 kan beskou word as die etiek, met ander woorde die manier van doen teenoor ander mense. Die tweede vers verwys na Genesis 18, waar Abraham die 3 vreemdelinge volgens oosterse gebruik ingenooi het en hulle met oordaat ontvang het. Die teks lees: julle moet gasvry teenoor mense wees, want sonder om dit te besef, was daar mense wat engele, verwysende Genesis 18, wat engele as gaste gehuisves het. Wat die aandag trek, is die Griekse stamwoord wat vir vreemdeling gebruik word. Glo julle my as ek sê, dis dieselfde stamwoord wat vir gasvryheid gebruik word. Dis
Jy is gasvry teenoor die vreemdeling. Jy behandel die vreemdeling met respek. Jy gee om vir die vreemdeling. Jy versorg die vreemdeling. As ons dit alles gesê het, moet ons weer teruggaan na die Ou Testament. Hier is 2 sake wat ons nog verder moet uitpleis. Die eerste is dit wat as refrein gekom het in Exodus, Levitikus, Deuteronomium, naamlik wanneer hulle optree teen die vreemdelinge, die sin wat bykom, onthou, jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Taalkundig is daar tussen hierdie tekste 'n nuance verskil, maar die onthou jy was 'n vreemdeling wil 2 sake beklemtoon. Aan die een kant is, onthou jy jou slegte omstandighede? Onthou jy jou slegte omstandighede? Dink jou in aan hulle omstandighede. En die tweede aksent is, onthou jy was 'n vreemdeling. Nou het jou situasie verander. En nou dat jou situasie verander het, moet jy ander nie as 'n vreemdeling behandel nie. Dus, doen nie aan ander wat aan jou gedoen is nie. En dan die laaste opmerking uit die boek Levitikus. Levitikus handel met die vreemdeling op 2 maniere. Die persoon van die vreemdeling, die versorging, die beskerming van die vreemdeling, maar oorwee, 'n vers wat Israel lank na hierdie tye sou agterkom, die betekenis daarvan, naamlik in die ballingskap, toe hulle die land verloor het. Levitikus 25, se 23ste vers. Israel, hierdie land, hierdie beloofde land waarin jy op pad is my land, dis nie hele land nie. En daarom Israel, julle is voor my ook maar net vreemdelinge. Julle is ook maar net 'n bywoner. Dus, ten spyte van die onderskeid tussen 'n Israeliet en 'n vreemdeling oor die grondbesit, herinner die Here die volk daaraan, dat ook hulle op niks aanspraak kan maak nie, omdat ook hulle vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld is. Geliefdes, wat maak ons met dit alles? Ons is bewus van die politieke onrus. Ons is bewus van die realiteit van 'n 30 Junie waar daar konflik kan wees. Ons is bewus van die spanning in die land, normaalweg tussen mense. Ons is bewus daarvan oor die hele debat van onwettigheid, van kriminaliteit. Dit alles is aan ons goed bekend. Maar die teks wil vir ons tog iets kom sê. Die teks wil begin deur vir ons te sê, onthou dat jy self 'n vreemdeling in hierdie wêreld is. Daar's niks vas waarop jy kan aanspraak maak nie. In 'n geloofsin is jy deurreisend op pad na die ewige Vaderland. Dink aan jou eie tydelikheid. En die tweede saak wat hiermee saamgaan, dink ook aan jou eie broosheid. Telke male, dit het ek vir julle uitgewys, wanneer oor die vreemdeling gepraat is daar ook oor die weduwee en die weeskind en die arme gepraat. Dink ook aan jou situasie. Die derde saak wat ruimskoots gesê is, onthou jou omstandighede en onthou wat jy dalk besig is om te doen. Ons is so geneig
om na die kas appels te kyk, simbolies, en as daar een vrot appel in die kas is, nou maak ons asof die hele kas onbruikbaar is. Hierdie teks vra ook vir ons om weer 'n slag anders te kyk na die woord wat my ou Belgiese leermeester vir my geleer het, die vreemde ander. Want in die gesig van die vreemde ander ontdek jy jouself, want jy is ook 'n vreemde ander vir 'n ander mens. En die vreemde ander wat ons vir mekaar geword het, herinner ons ook daaraan dat ons sonder om die buitelandse komponent by te bring, vreemdelinge vir mekaar in 'n gesin, in 'n familie, in 'n vriendekring, in 'n werkplek, waar ook al. Ons het vreemdelinge vir mekaar geword. Grootliks omdat ons vergeet om mekaar se broosheid raak te sien. Grootliks omdat ons vergeet, ek was dalk ook daar, of ek kan ook daar kom. En die teks wil vanoggend vir ons met een boodskap wegstuur. Julle moet lief hê. En wat is die liefde? Soos gesê, die ingesteldheid, die gerigtheid om te gee. Nie net dit wat in die hand is nie, maar dit wat in die hart is. Ek nooi elkeen uit om weer hierdie tekste te gaan lees. Kom ons hê ook simpatie met die vreemde ander in hierdie wêreld. Kom ons dink weer slag daaraan dat ons ook maar vreemdelinge in hierdie wêreld is. En as ons dit alles gedoen het, dan begin ons om ook die vreemdelingskap in ons eie lewe aan te spreek, om die brûe te herstel, om die pad na mekaar weer oop te maak, om weer na mekaar te soek, om weer op mekaar gerig te wees, om weer gestalte te gee aan dit wat ons so graag lees in die erediens, maar jammer, so min doen om mekaar lief te hê. Die Here seën elkeen van ons om anders na mekaar te kyk. Wees gasvry teenoor mekaar, want sonder om te besef, het party van ons engele as gaste gehuisves. Amen. Here ons God, dankie dat in hierdie deurtog deur die lewe ons bewus is van die mens as enkeling, maar die mens is ook 'n drenkeling. Die mens sig ook na 'n ander, dikwels alleen na die bekende ander. Maar dankie dat U ons oog weer kom rig het vanoggend op die vreemde ander. Ons bid Here vir mekaar. Ons bid vir al die seer in ons mense. Ons bid dat ons weer sal onthou van die Egiptes in ons eie lewe. Ons bid dat ons weer sal agslaan op die noodsaak om mekaar te vind. Ons bid vir heling in ons land, o Here, want ons het almal vreemdelinge geword, burgerskap ten spyt. Ons bid dat die kerk hier 'n simbool van liefde sal wees, van omgee, 'n kerk wat die bekende ander en die onbeminde ander naby kan bring aan mekaar. Bind ons aan mekaar, o Here.
bind ons aan U. Wees met ons, ook vandag, in ons vreugdevolle bestaan, in die week op hande, die wat verjaar, dat julle ryklik sal seën, die wat 'n beproewing in die gesig staar, dat U vir hulle vrede sal gee. En dankie Here dat ons vanoggend kan uitgaan hiervandaan, as mense wat opgeroep word om te onthou, mense wat opgeroep word om gerig te wees. Dankie vir dit alles. Amen.